Nou ja, die kinders is op pad om te verdaag. Daar gaan om Jannie. Daar's van hulle, daar gaan 'n klomp van hulle. Nie al die kinders van Israel nie, net die kinders. Vriende, terwyl hulle besig is om uit te beweeg, goeiemôre en baie welkom by ons vanoggend. Dis 'n voorreg. En ek self het vanoggend toe die wekker afgaan vir Luzaan gesê, ek sal nie omgee om hierdie doewy net oor te trek en net tot 10 uur te slaap nie. Maar ons is vanoggend hier om 'n gesprek met God te hê. En as jy na ons tema kyk en jy kyk na die prentjie agter my, ek dink ons media tegniese ou het 'n wonderlike ding daar gedoen, want ek wil hê jy moet vanoggend iets verstaan, daar's plekke om God te ontmoet, by 'n kerk, by 'n markplein, in die natuur, tussen mense, tussen nie mense nie. Daar's plekke vir gesprekke. En dis waaroor ons vanoggend gaan praat. En ek hoop regtig die Here is saam met jou. En die plekke en gesprekke waaroor ons gaan praat is wat in my en jou lewe is. En ons gaan na 'n paar voorbeelde in die skrif kyk. En die rede hoekom ek na hierdie boodskap kyk vanoggend en dit is die wonderlikste. Maandag, hierdie keer op 'n maandag toe, het ek my preek en sy tema, en Reino het vir my 'n prentjie. Dinsdag toe sê ek, Bere, ons gaan nou nie meer preek daaroor nie, daar's 'n nuwe skrif. En hoe die Here partykeer net besluit, maar daardie skrif wat maandag opgeduik het, hy sal nog gebeur, maar vanoggend is dit hierdie, oor gesprekke, en ons het verskillende gesprekke, en die eerste gesprek is wat jy het, as jy in die biblioteek is. Almal praat ons so sag, maar dit help in elk geval nie, want jy hoor wat hulle sê. Die van julle wat nog weet wat is 'n biblioteek, dis 'n plek waar mense boeke uitneem en hulle lees. Dan is ek en jy op plekke waar die musiek so hard is, dat julle na vir mekaar moet skree. Ek kry partykeer die idee dat 'n klankman is 'n dowe mens. Ja, daar sit hulle daar agter. Hulle sit agter die luidsprekers en hulle sit die musiek hard. En dan skree ons vir mekaar. Jy is so spyt as jy by 'n troue kom en jy sien, ek is gekies by die tafel, by die luidspreker. Dit werk net as jy en jou vrou nie op 'n lekker plek is, en dan hoef julle nie met mekaar te praat nie. Maar dan moet jy skree op mekaar. En dis nie 'n gemaklike gesprek nie. Daar's daar ander gesprekke wat jy het om die braaivleisvuur, mense kuier en lag en gesels, en dis lekker. Ander gesprekke wat ek en jy het, is wanneer ons saam sing. Ons is miskien nie almal op die noot nie, maar ons is veronderstel om dieselfde woorde te sê, en daarom kan 'n mens saam sing, en iemand kan iets hoor wat daar gebeur. Ek wil iets persoonlik met jou deel, seker om en by meer as 25 jaar terug, toe ons in Mosambiek was. So het gaan Bybels uitdeel in Mosambiek, en dit was 'n groot belewenis, om by hierdie gemeente deel te raak vir 'n week, en 'n klomp goeders met hulle te gedoen het, en taal was 'n groot probleem. Want ons moes maar 'n tolk gebruik om tussen ons en hulle die hele tyd te kommunikeer. Louis, is ek reg, dis Portugees wat hulle praat in daardie land. Ja, die meeste van die tyd. So, Engels het nie gewerk nie, dit het nie bestaan nie. Maar so is ons een Sondag kerk toe saam met hierdie mense. Nou, jy moet iets verstaan van hierdie mense, en jy moet vanmôre net vasbyt, ons is op pad ergens heen. Daar's van daai mense wat 'n halwe dag loop, met sy voete, en nie skoene aan nie, om by die kerk te wees. Nog iemand weet waarvan ek praat. Want hulle wil iets hoor van die Here. Ons gaan 'n projek begin, nou hardloop ek heeltemal vooruit, waar ons op hierdie stadium met 'n gemeente sit, waar elke Sondag, dan gee ons vir iemand anders 'n Bybel. Want daar's nie genoeg Bybels vir die gemeentelede nie. Maar dit is net oor 'n ruk, maar dit gaan weer kom, jy gaan hoor. Maar ons is in Mosambiek en ons is by die gemeente en ons besluit ons gaan kerk hou en alles, maar geen mens verstaan mekaar nie. Maar ons het gitare saamgevat, ons is 2 musikante, en ons sien hulle het 'n liedboek, en ons begin kyk. Ons kom agter, hulle het 'n liedboek met liedere soos O Heer my God, die oorwinningslied, daar. En ek vra vir een van hulle, sing vir my hierdie ding. En hy sing, toe besef ek, maar is dieselfde wysie. Dis nie 100 jaar later nie, ons in Afrikaans is besig om te sing soos O Heer my God, miskien 'n psalm of 2 wat hulle ook ken. Ons maak die musiek met gitare, en hulle sing in 'n ander taal wat ons glad nie verstaan nie. 2 verskillende kulture, 2 verskillende rasse, in dieselfde gebou, is besig om een God sy naam groot te maak.
Ek wens jy kon daar gewees het. Maar dis dieselfde God, en ons is besig daar met 'n gesprek met God, met musiek, op 'n plek waar ons by mekaar is, maar ons verstaan mekaar glad nie, maar God verstaan. Iemand vra nou die dag vir my 'n vraag, maar in julle gemeente sing julle nie psalms nie, wat gaan julle in die hemel sing? Ek weet nie, miskien gaan ons Hebreeus sing, ek is nie seker daarvan nie, miskien Grieks, ek sal ook nie weet nie, maar ek is nie nou bekommer daaroor nie, ek wil net tot God sing. Maar Sondag kom ek en jy hier by mekaar en ons het gebed met God, ons het 'n gesprek met God, maar dis nie die enigste plek waar ek en jy nodig het om gesprekke te hê nie, want daar is verskillende gesprekke met verskillende plekke wat ek en jy met die Here hê, en jy kan die woord gesprekke vervang met die woord gebede ook. Dis dieselfde ding. Gebed is 'n gesprek met God. En ek wil jy moet saam met my oopmaak voordat ek begin in Genesis 32. Dis nou die eerste boek in die Bybel. Die wat nie Bybel sit nie, ons het nog steeds hoopies hier op die verhoog, as jy graag 'n Bybel wil hê. Ons gaan 'n bietjie kyk na Jakob. Ons begin lekker vroeg in die Bybel, ons gaan 'n bietjie paar plekke lees vanoggend. Ons gaan na 'n spesifieke plek met 'n spesifieke gesprek kyk. So ons eerste gesprek is Jakob, jy kan oophou daar by hoofstuk 32, ons gaan nou lees daar vanaf vers 24 af. Nou as jy gaan na die vorige hoofstukke toe, dan sien jy dinge het nogal nie baie goed daar gegaan hier in Genesis 27 nie. Maar in Genesis 32 is daar 'n situasie waar dit op pad is, dis 'n aanloop, Jakob en Esau gaan mekaar ontmoet. Maar Jakob is vreesbevange, want Genesis 27 vers 41 sê, Esau was so kwaad vir sy broer, hy het hom gehaat en hy wou hom doodmaak. Jakob het gevlug na hom Laban toe, hy het nou al die twee vrouens, hy het omgegaan, en nou gaan hy sy boetie ontmoet, en hy's bang. Hy's 'n bang man, want hy besef, hier's moeilikheid. Hy weet nie wat sy broer gaan doen nie. As jy nou mooi onthou, Jakob het by Esau sy eersgeboorte reg met 'n baie slinkse plan in die hande gekry en die seëning van sy pa. Hy's nie populêr nie. Hy's bang. Nou hy het 'n plan gemaak en ons onthou 'n hele paar Sondae terug het ons ook een keer daaroor gepraat. Hy het van sy mense vooruitgestuur. Jakob het altyd 'n plan. Vooruitgestuur om te dink hy gaan sy broer 'n bietjie sag maak en dit was toe nou sy plan. Want hy weet nie wat sy broer met hom gaan doen nie. So toe besluit hy in hierdie nag, so omtrent net so voor hy sy broer gaan ontmoet, hy gaan nou, hoor hoe slim is hy gaan nou sy twee vrouens en sy twee slavinne en sy 11 seuns vooruitstuur, want jy sien die ding is, ja, Esau sal daarom seker nie sy familie doodmaak nie. Maar dis sy plan. En hy stuur hulle vooruit deur die drif van die Jabok rivier en hy laat hulle vorentoe gaan en hy bly alleen agter. Daar's die rivier, hulle is aan die ander kant, hy is aan hierdie kant. Hulle moet nou sy broer gaan ontmoet. Hierdie klink vir my soos 'n bang man, 'n lafaard wat nie kans sien vir hierdie ding nie. Ek dink dit was 'n baie eerbare ding om te doen nie. En toe gebeur daar iets met Jakob. En kom ons gaan kyk vanaf vers 24 af. Ek lees vir jou Genesis 32 vanaf vers 24. Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek toe. Toe hy sien dat Jakob nie kan oorweldig nie, het hy hom op sy heup gewrig getref. Jakob se heup is in die worsteling met hom ontwrig. Hy het gesê, laat my gaan, want die dag breek. Maar Jakob het gesê, ek sal u nie laat gaan nie, tensy u my seën. Toe vra hy, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het met God en mens stryd gevoer en het oorwin. Jakob vra toe en sê, maak asseblief u naam bekend. Maar hy het geantwoord, waarom vra jy dan my naam? Hy het hom toe daar geseën. Jakob het die plek Peniel genoem, want hy het gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog is my lewe gered. Hy het toe die son sien opkom, net toe hy by Peniel verbygaan.
Hy was mank aan sy heup. Daarom eet die Israeliete tot vandag toe nie die seëningrige spier wat aan die heupgewrig vas is nie, omdat hulle die heupgewrig van Jakob, die seëninge spier, getref het. Jakob het 'n geveg deur die nag met 'n man. Hy het nie dadelik geweet wie dit is nie. Dis 'n man van God. Daar's sekere mense wat sê hulle dink dis Jesus, ander wat sê dit is natuurlik 'n engel. Dit word nie gesê nie. Maar as ek net 'n bietjie verder gaan kyk, word daar geworstel. Nou dis baie vreemd, as dit God was, hoe op aarde het God dit reg gekry om nie vir Jakob te oorweldig of te oorwin nie? Dis baie eenvoudig, want jy sal nie kan nie, God is God. Jakob veg met iemand van God af, wat op dieselfde vlak is. Hier is hierdie gestoei, hier is hierdie geveg. Ons weet nie presies wat hierdie hele nag gesê is nie, maar God is besig om met hom te werk op dieselfde vlak, en dis 'n hele nagtelike worsteling. En op 'n stadium met God besluit, maar dis genoeg. Die son gaan opkom, ons het deur die nag geveg. Hoekom die Here opgedaag het en met hom hierdie worsteling gehad het, kan ek nie vir jou sê nie, maar ek wil vir jou een ding sê, God het geweet wat hy beplan om te doen. Maar daar's 'n worsteling. En tog los Jakob hom nie uit nie. Toe hy besef met wie hy te doen is, toe klou hy. Hy sal nie los nie. Hoekom? Hy wil God se seën hê, want hy weet wat se moeilikheid wag vir hom. Hy was op sy eie, maar hy wil by die Here geweet het, want hy weet, môreoggend gaan hy sy broer konfronteer, en hy weet nie wat vir hom wag nie. Die hele nag is hy met God besig. Hy klou vas. Hy's besig met 'n gesprek met God op 'n spesifieke plek. Jakob besef letterlik in vers 30, dis nou God met wie ek te doen het. Maar dan sê Jakob dit baie mooi, as jy net daarna gaan lees, dan sê, ek het met God geworstel, ek het met God gestoei, maar ek het bly leef. Hy het toe die erns van die saak besef, maar op hierdie plek, in hierdie worsteling, in hierdie gestoeiery, in hierdie argument, en waar ook al die hele nag gebeur het, dis God hierdie, dis 'n voorreg om nog te lewe. Want om in God se aangesig te wees op so 'n manier is groot. Ek wil jou vra vanoggend, wanneer laas het jy met God geworstel? Wanneer laas was jy in 'n gestoeiery met die Here, met jou hart en met jou kop? Moeilike tyd, in die nag. Sy aangesoek en gesê, Here, praat net met my. Gebid vir antwoorde, maar nie gekry nie. Vasgeklou, net soos Jakob. Al maak dit seer, want dis wat uiteindelik gebeur het. Jakob het seer gekry in die proses. Ek en jy kan in die nag net so by die Here sit, op moeilike tye, moeilike plekke, en ons kry seer partykeer, want ons kry nie wat ons wil hê nie. Want dis die plek waar Jakob besig is met 'n gesprek. Dan sê baie mense vir my, maar dit is moeilik. Dit is so moeilik, want as ek deur 'n moeilike ding gaan, en van die mense het al my gedeel, kry ek nie gebid nie. Dit is vir my te moeilik om 'n woord met die Here te spreek, as ek in 'n worsteling is met hom. Nou moet ek seker vir jou 'n antwoord gee, dit is my werk. Ek het vir jou 'n praktiese antwoord. Ek het vir jou 'n handleiding. En ek gaan jou vanoggend wys hoe oulik is hierdie handleiding. Baie mense sê, as ek op 'n slegte plek en op 'n slegte tyd is, kan ek nie hierdie boekie eers oopmaak nie. Kan ek nie met God praat nie, want God weet wat se moeilikheid daar in my lewe is. Hoe op aarde gaan ek met hom iets kan bespreek? Dis moeilik. Ek was ook al daar. En daar gaan tye kom wat ek en jy weer daar gaan beland. En dit is baie moeilik om in die nag met die Here te stoei, as in die dag. Alles is moeiliker 2 uur in die môre. Altyd. En jy kom net nie by die Here uit nie. Daar's 'n boek wat jy gerus kan gebruik, jy kan die hele boek gebruik, en ek wil graag na Psalms gaan, hy is nie op die bord nie, ek wil vir jou Psalm 13 gaan lees, jy kan Psalm 37 lees ook, as dit met jou moeilikheid gaan en jy soek oorwinning, jy kan Psalm 150 lees, as dit met jou goed gaan, maar ek wil vir jou Psalm 13 gaan lees, 'n paar verse, want ek verwys vanoggend nou,
na wanneer dit moeilik gaan. Want dis wanneer ek en jy met die Here stoei. Op daai plek is ons besig met daai gesprek, want dinge werk nie uit nie. Lees hierdie Psalm saam met my. Hoe lank nog, Here, gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog gaan U gesig van my verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart. Hoe lank nog gaan U my vyand die oorhand oor my gee? Sien dit tog raak, antwoord my Here, my God, verlig tog my oë. Anders sink ek in 'n boodskap weg. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig. Anders juig my teenstanders, omdat ek tot 'n val gebring is. Maar ek, op U troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor U verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Daar's vir jou 'n gebed. As jy nie kan bid nie, lees 'n Psalm. As jy op 'n moeilike plek is in die nag met God, op 'n plek besig is met 'n gesprek wat nie vir jou werk nie, lees die woord van God. En die mooiste van alles is, daar is woord wat sê, ek sal vir jou sorg, daar is woord wat vir jou sal sê, jy kan jou Bybel oopmaak in die nag, en vir die Here sê in jou gebed, Here, hier is U beloftes, en dit voor God hou. Hy weet waar daar staan. Jy gaan hom niks niets vertel nie, maar ek kan jou een ding sê, jy het nodig om dit te hoor. Jy het nodig om weer te hoor, maar God is daar vir jou, en hy het beloftes vir jou. En dis my raad aan jou vanoggend. Hê gesprekke met God op plekke, en as dit nie wil werk nie, maak die woord oop, lees hom net. Kom ons gaan verder, ons het 'n tweede gesprek met God, waarna ons vanoggend wil kyk. Nou gaan ons Nuwe Testament toe. 5de boek in die Nuwe Testament, Handelinge, hoofstuk 16. Handelinge 16 vers 23. Kom ons kyk daar. Voor ek gaan begin lees, wil ek jou 'n stukkie agtergrond gee. Die apostels is op 'n sekere plek in Filippi en hulle is op pad om te gaan bid. Staan baie duidelik daar in die begin van die hoofstuk, hier om en by ek dink vers 13. En hulle gaan om te gaan bid, is waar dit vooraf is, want daar's 'n spesifieke plek buitekant die dorp waar hulle aanbidding doen. Maar wat gebeur het is, terwyl hulle op pad is hierdie gedeelte, is daar 'n vrou wat 'n gees van waarsêgery in haar het. En sy hou aan en aan om agter die apostels aan te loop en goeie woorde uit te spreek en te sê dat die Here Jesus is die almagtige God, en jy kan kyk na die verskillende woorde daar, en dit te herhaal en te herhaal en te herhaal, en uiteindelik raak Paulus, maar ons mag nie die woord, dit staan nie geïrriteerd nie, maar daar staan ontsteld, maar ek sou geïrriteerd gewees het, en hy in die naam van Jesus Christus, besef het baie mooi, dit staan daar, dryf die gees uit. En haar eienaars is nie gelukkig nie, want nou is die geld weg, want hierdie vrou het vir hulle geld ingebring. Hulle word toe intussen na die stadsplein toe gevat, aangekla by die stadsregeerders of die stadsbestuurders, en die skare is later teen hulle in opstand, en die opdrag word gegee, slaan hulle met stokke. Nou as jy iemand met stokke slaan omdat hy iets verkeerd gedoen het, gaan jy hom nie slaan en vir hom sê, hoe durf jy nie? Nee, jy word stukkend geslaan. En die apostels word gevat, aangekla en hulle word geslaan. En ek wil jy moet saam met my vanaf vers 23 aflees, Handelinge 16. Nadat hulle met baie houe geslaan is hulle in die tronk gegooi en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in 'n blok vasgemaak. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing, en die gevangenes het na hulle geluister. Paulus was op pad om te gaan bid op 'n spesifieke plek. En dis nie 100 jaar later, toe het hy in elk geval gaan bid op 'n ander plek. Maar die mooiste vir my is, aan die laaste sinnetjie wat ons nou gelees het, het hulle na hulle geluister. My en jou gebede, luister mense wat jy sê.
En daar waar hulle eers buite in die stadspoort was eintlik 'n wonderlike plek waar hulle wou gaan bid het, want so die gelowiges by mekaar gekom, nie binne in die stad nie. Hulle was op pad soontoe vir eers. En as jy mooi gaan lees daar in die begin van die hoofstuk, dis selfs die plek waar Lydia, die purperverkoper, ook tot bekering gekom het. So dit was 'n besonderse plek van aanbidding. En nou is Paulus hulle uit hierdie plek uit, oor na die tronk toe. En hulle sit daar in die middel van die nag, en hulle roep tot God. Silas Jakob, in die middel van die nag. Hoe sou jy gevoel het om stikkend te wees, stikkend te geslaan gewees het, en in die tronk te sit, en jy voel nie lekker nie, jy voel nie lus hiervoor nie, daar is nie broefe nie, daar is nie verbande nie, wat maak jy? Gesprek met God. Dis geloof. Dit verstom my, hoe dat hierdie twee manne, en hulle weet nie of hulle gaan uitkom nie. Ek en jy lees die storie, jy kan verder gaan, dan sien jy 'n klomp wonderlike dinge wat gebeur het. Maar op hierdie stadium weet hulle van niks nie. Hulle sit in die tronk. Hulle het fout gemaak, volgens die stadsbestuurders. Maar hulle is in pyn. Hulle weer vir jou vra, het jy al in die middel van die nag die Here aangeroep? Aangeroep in 'n moeilike tyd. In pyn. Ons almal het al pyn ervaar. Wat doen pyn aan jou? Maak jou wêreld kleiner. Jy sien nie meer wat daar aangaan nie. Jy lê in die hospitaal en jy het pyn wat onsaglik is. Jy het nie 'n saak, as mag ek die woord gebruik, jy het nie 'n saak wat daar buite aangaan, die parkeerarea of op 'n ander plek nie. Jy's hier met jou pyn besig. En al wat hierdie twee manne doen in hierdie vasgevangheid van pyn is, sing tot God en aanbid hom, hê 'n gesprek met hom. Dis nog 'n plek met nog 'n gesprek. Ek wil by ons derde gesprek uitkom, want ons wil op 'n sekere punt uitkom. So ek wil hê jy moet saam met my nou terugblaai na die vorige hoofstuk toe, Johannes 4. Ek het gesê julle gaan nog leer Bybel lees in die gemeente. Dis net sleg, daai nuwe Bybelse bladsye, hulle plak die mekaar vas. Nou, daar is baie gesprekke met die Here Jesus in die Nuwe Testament, maar hierdie ene gaan goed van toepassing wees op vanoggend. So ek wil graag hê jy moet na Johannes 4 toe gaan, vers 19. Wat hier gebeur is, die Here Jesus is op pad. Ek dink dis Jerusalem toe, kan nou nie skielik onthou nie. Maar hy gaan deur die plek Samaria, en hy kom by 'n put, en hy sit daar by 'n put, en hy het met 'n vrou 'n gesprek, en die gesprek gaan jy sien in die hoofstuk is, by die put van Jakob. En jy sal nie glo nie, daardie is presies dieselfde Jakob van 2000 jaar terug, wat ons van gelees het in die begin. Daai selfde Jakob, het 2000 jaar voor hierdie gesprek, al hierdie put gegrawe. Here Jesus is moeg, en hy gaan sit by die put vir 'n bietjie water, en hy vra vir hierdie vrou vir water, jy kan dit gaan lees, en hulle twee het 'n gesprek oor die lewende water. Die Here Jesus begin in 'n gesprek met haar, en hy vertel vir haar wat in haar lewe aangaan. Hy vertel vir haar wat sy alles verkeerd gedoen het. Hy oordeel haar nie, dis die mooiste van alles. Hy vertel vir haar, jy het soveel mans gehad, en die ene wat jy nou het, is jy nie eens mee getroud nie. En sy besef, hierdie is nie 'n gewone man nie. Sy ken hom nog nie, sy weet nie wie hy is nie, maar hier is iets aan hierdie ou. En dan wil ek jy moet saam met my vanaf vers 19 aflees. Lees. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. Jesus sê vir haar, vrou, glo jy my? Daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Ons stop net daar vir 'n oomblik. Hierdie is partykeer vreemde Afrikaans. Daar is ander Bybels wat sê dat ons gaan nie op die berg en nie in Jerusalem aanbid nie. Is daar iemand wat dit vir my kan beamoen uit 'n ander verklaring uit? Wat sê die 33-53 vertaling? Ja, ek dink die woord nie is makliker vir ons as die woord nog. Wat sê die Engels?
Al sê die Engels ook by hulle, daar gaan 'n tyd kom, wat julle nie op die berg, sowel as in Jerusalem, die Here sal aanbid nie. Hy sê in vers 22, julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode uit. Daar sê hy dadelik vir haar, die Messias is hier. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus sê vir haar, ek is die een wat met jou praat. Wat 'n wonderlike ding. Baie mense sê, as jy moet teruggaan in tyd, wie en wat sou jy gewees het? Dan sal almal gesê het, ek wil 'n disipel wees. Maar die ironie van alles is, jy gaan kyk die disipels en die apostels wat hulle geword het, hoe is hulle doodgemaak? Vreeslik. Ek dink ek sou graag hierdie vrou wou gewees het. Want sy het 'n openbaring van Jesus Christus reg voor haar gekry, wie hy is, wat hy kom doen, as jy verder ook lees, sy het hom ontmoet, persoonlik. Hierdie gedeelte was nou verniet, nie gekos nie, ek wou dit net deel. Maar die groot ding wat die issue hierso is dat die Samaritane en die Jode het nie om dieselfde vuur gesit nie. Baie jare voor hierdie gesprek het hulle met mekaar moeilikheid gekry. En die kort storie daaroor is uiteindelik het hulle besluit hulle gaan nie saam aanbid nie. So die Samaritane het vir hulle 'n tempel bo op die berg gebou. En Salomo het die tempel mos gebou in Jerusalem. So nou is die twee plekke vir aanbidding. Hierdie klomp is in Jerusalem besig om te aanbid, daardie klomp is op die berg. Hulle het verskillende plekke wat vir hulle heilig is om te aanbid. En wat kom Jesus en hy sê, daar gaan 'n tyd kom wat dit nie meer so gaan wees nie. Wat sê hy vir my en jou is dat die plek is nie meer die belangrike nie. Vir hulle was die plek ongelooflik belangrik. Die gesprek is die belangrike gedeelte. Dit gaan ook hier oor die gees. Ek en jy kan die meeste gesprekke hê met die Here wat net niks seggend is nie. Ons kan die langste gebede hê en ek kan jou vir ure hier so sit laat ons bid. Maar as dit nie uit gees is en waarheid met God nie, dan beteken dit niks nie. Dan gaan dit oor die plek. Plek is nie meer belangrik nie. Gesprekke met God gaan oor jou hart. Dit gaan oor een ding. Gebed is 'n geestelike ontmoeting met God. En waarom hierdie 3 weke bietjie oor gebed praat is, hoor mooi, ons almal sukkel met gebed. Ons het verskillende uitdagings daarmee. Vir party mense is die plekke verskriklik belangrik. Vir ander mense is die metodes belangrik. Vir ander mense is die tyd belangrik. Ons het daarna gekyk vir die afgelope 2 weke. Maar die Here Jesus kom en sê, gees en waarheid. In die boek Judas 1 vers 20 sê, maar julle geliefdes moet julle ophou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Dis hoe ek en jy met God praat. Die skrif sê ook baie duidelik dat die Heilige Gees vir ons sal bid. Dit maak nie saak of jy groot woorde gebruik nie. Maak nie saak nie. Wat gaan in jou hart aan? Maak nie saak jy die langste gebede nie. Hê net 'n gesprek met God op die plek waar jy dit die nodigste het. As dit nou is dit 'n gesprek met God. As dit môre op die pad is, hê 'n gesprek met God. Ek wil jou aanmoedig in hierdie 3 Sondae om te sê, moet net nie ophou nie. Moenie moed verloor nie. Lees sy woord, lees sy psalms as jy nie kan bid nie. En die ander ding wat ek dink baie swaar op mense gesit word is, om stil te word by die Here, moet jy die heeltyd lees. En dan moet jy die heeltyd bid. Partykeer is dit goed om net stil te sit. Ek weet dit is vreemd vir ons, om net stil te sit. God sal praat, God het sy eie tyd. God sal my en jou ontmoet, al is dit op wat so moeilike plek. Daar's baie gesprekke wat ons het, ek wil saamvat. Daar's baie gesprekke wat ek en jy nog gaan hê met die Here. Ek en jy moet dit nie mis nie. Ons moet dit nie mis op die plek waar dit is nie. Jakob het God ontmoet, maar hy wou nie los nie, want hy soek God se seëning. Is jy bereid om soos Jakob te veg en te sê, ek wil meer hê. Petrus wat sê, Here, moenie net my voete was nie, was ook my hande.
Ek wil meer hê, ek is nie tevrede nie. Dis 'n hart van aanbidding, 'n hart wat met God praat. Hy het seëning geëis by God, want hy weet wat vir hom voor lê. Ek en jy kan ook tot God bid as dinge moeilik gaan raak. En dan sit Jesus by 'n put by 'n vrou en hy het 'n gesprek met haar en hy openbaar homself. As hy nooit die gesprek met haar gehad het nie, soos hy nooit geweet het wie hy is nie. As ek en jy in gees en waarheid nie 'n gesprek met God het nie, sal ek en jy hom ook nooit leer ken nie. En dit maak nie saak op watter plek dit het nie. En ek wil jou uitnooi in jou lewe, moenie ophou om gesprekke met God op enige plek te hê nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons besef dat gesprekke met U is verhouding met U. Ons besef vanoggend dat U die God van tyd is, U die God van alles is. U is net daar die heeltyd. En ons sit vanoggend voor U en ons sê, soos Thomas, my Here, my God. Ons besef alles kom uit U hand uit. Here, die feit dat ons hier sit, is omdat U hande oop is. Maar daardie oop hande is stikkend. As hulle nie stikkend was nie, het ons nie hier gesit nie. Daai oop hande wat ons omvou, is stikkend, want ons is vir U belangrik. Daarom sit ons nou voor U en ons bid, Here, lei ons. Lei ons in alles. Heilige Gees, ons gebed vanoggend is, leer ons bid. Lei ons gebede. So eenvoudig soos wat dit is, Here, ons weet U woord sê, U aanvaar ons gesprekke op enige plek. Ons dank U, Here, vir U goedheid en U guns en U genade elke dag. En ons gebed is dat U die genade op ons sal laat uitval soos reën en laat ons net nat word elke dag van U teenwoordigheid. Amen.